sleg gegaan nie. Kom ons probeer die volgende lied, pragtige Psalm 100 wat sê, juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer, kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Daar is ook 3 verse, ons gaan die eerste, die tweede en derde vers van Psalm 100 saam sing. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer, kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Die Heer is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees, en skape van sy by te wees. Gaan deur sy poorte met lofsang in die tempelhof. Kom in sy huis, oop ons volk saam, verhef sy lof en prys sy naam. Amper vergeet ek hoe klink die wysie, of hoe gaan die wysie, so dankbaar dat 'n helder oomblik gekom, so gewoond as hulle vir jou begelei. Die pragtige lied sê, wanneer Gods pasuin sal klink en tyd sy laaste tik sal slaan, en die hemelsmôre breek vir ewig aan, as die skaar verlosters daar vergaar om voor die troon te staan, en die rol daar afgelees word, is ek daar. Daar is 3 verse saam met die koorgedeelte, ons gaan al 3 verse saam sing, ons let op die woorde, en ons sing dit uit volle bors. Wanneer Gods pasuin sal klink en tyd sy laaste tik sal staan, en die hemelsmôre breek vir ewig aan, as die skaar verlosters daar vergaar om voor die troon te staan, en die rol daar afgelees word, is ek daar. As die rol daar afgelees word, 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 is ek daar. Na die môre sal die dode wat in Christus slaap opstaan, en sy heerlikheid word al daar gedaan. As die uitverkore skare na die ewige huis sal gaan, en die rol daar afgelees word, is ek daar. As die rol daar afgelees word, 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 is ek daar. Laat ons arbeid vir die meester tot die son hier ondergaan, en vertel sy wonderwerk aan ons gedaan. As ons dan ons lewe aflê en van arbeid word ontstaan, en die rol daar afgelees word, is ek daar. As die rol daar afgelees word, 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 is ek daar. Dis 'n vraag wat elkeen moet beantwoord. As die rol daar afgelees word, sal ek ook daar wees. Hierdie pragtige lied sê, standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing, standing on the promises of God. Nou, kom ons probeer hom, sing hom, ek het hom nog nooit a cappella gesing, sover ek kan onthou nie, maar dat is altyd die eerste keer vir alles, nee? So kom ons sing hier die pragtige lied, daar is 3 verse, en die koorgedeelte elke keer saam. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing,
Ek dink nie dit sleg gegaan nie. Die belangrikheid van die boodskap van hierdie lied is dat God se beloftes in sy woord is in hom ja en amen. Dis vaste beloftes, ons kan daarop reken en ons gaan vanmôre ook in die boodskap sien, God bly getrou. Hy sal nooit iets in sy woord vir ons opteken as hy nie die een is wat dit ook sal ten uitvoer bring, die waarmaker van sy woord nie. Kom ons sing hierdie pragtige lied wat sê majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus die koning hulde bewys, majesteit, hemelse heerlikheid, straal van sy troon tot waar ons woon, ons wil hom prys. So, ons sing die lied saam met die koorgedeelte en dan in die Engels, ons sing dit dan net eenmaal deur. En dan die laaste lied, die son se laaste strale. Ons gaan hierdie pragtige lied ook staande saam sing. Nie wanneer ons die noot kry nie, maar wanneer iemand vir ons insit, en miskien moet dit maar Hentie wees, en kom ons staan, dan sing ons hierdie pragtige lied as die son se laaste strale, en ons sing deur die lied. As die son se laaste strale deur die doringbome skyn, in die verte waar al winde die rooi geelstof omheen, sal ek stom verbijsterd nader, met my oor aan oor gekeer, vind ek vrede in my vader.
Vriende, baie dankie. Wonderlik om die naam van die Here groot te maak ook deur die sing van hierdie liedere, besondere liedere wat ons kon sing om ons harte voor te berei, en mag die Here groot genade gee dat ons vanmôre absoluut op hom sal hoop, ons vertroue in hom sal stel as die een wat vir ons bymekaar gebring het in sy naam, om dan ook die waarheid van sy woord aan te hoor. Nou, ek maak net verskoning vir Eben, hy was vanmôre hier gewees, maar daar het geweldige komplikasies gekom met sy pa, wat in die hospitaal lê. Soos jy weet, is nou al so 2 weke nadat hy die hartaanval gehad het. Hy het 'n bed gesoek daar by, ek dink is Stephen Biko Hospitaal. Hy is daar opgeneem en hulle het nou so 'n bietjie 'n tyd lank gevat voor hulle nou die stents ingesit het. Ek weet nie wat noem mense dit anderste in almal verstaan ten minste die terme. En ja, en toe daar nou komplikasies gekom van gisteraan tot vanmôre, so sy pa's baie ernstig siek, so hulle het gery hospitaal toe. So kom ons bid in besonder ook vir hulle as gesin. Hulle is prominent in die gemeente. Madeleine help daar met die klank. En dan die 2 jong dogters wat altyd besig is en help hier by die kombuis. So kom ons bid vir hulle, dat die Here vir hulle sal versterk ook in hierdie baie moeilike tye. Ek dink elkeen van ons besef en verstaan wanneer siekte so deel word van 'n mens se familie en daar hierdie gevaar is dat jy 'n geliefde aan die dood kan afstaan, die verskillende gedagtes wat deur jou kop gaan. So kom ons bid vir hulle dat die Here ook vir hulle sal versterk. Ons is dankbaar vir Win en Morney wat daai kant sit, wat daar alles onder beheer het, en ook vir u hartlike samesang, vir almal wat gehelp het met die voorsang. Ons bid dat die Here vir ons vanmôre baie ryklik sal saam seën. Nou vriende, daar is so 'n paar afkondigings wat ek net aan u wil voorhou. U sal sien daar is die Bybeljoernaal wat sal plaasvind, die sustertjies wat ook deel hierin. Dis 'n kosbare tyd waar hulle met die waarheid van die woord besig is, op 'n baie besondere manier. So as u wil deel daarin, is u baie welkom om vir Ethel te kontak. Die naweek wat kom is ons Sondagskool piknik. Ons vra dat u asseblief op die laaste vandag sal bespreek, sodat aankope gedoen kan word en ons gaan lekker saam eet en lekker saam kuier en net so mekaar se teenwoordigheid geniet. Dis ook so 'n bietjie 'n informele geleentheid en ons vra dat u asseblief ook hierdie geleentheid sal meemaak. En dan is die Bermuda afsluiting, dit is die kinderhuis daar in Kempton Park, die afsluiting die 22ste. So as u dit wil meemaak, kan u net vir Ethel kontak en dan kan sy ook net vir u verdere reëlings deurgee. Asseblief vriende, moenie vergeet nie, elke laaste Sondag van die maand is ons nagmaal geleentheid, waar ons dan ook die dood van die Here herdenk. Wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat ons verlosser aan die kruis gesterf het, dat hy sy lewe vir ons kom gee het. Ek het Vrydag by die begrafnis van Win se ma ook gesê dat as jy na al die godsdienstige groepe in die wêreld gaan kyk, en jy kyk na wat hulle leer en wat hulle promoveer en die filosowe wat hulle sê, is die Christelike godsdienst die enigste godsdienst op aarde wat sin maak. Hoor wat ek hier sê? Mense wat iets anders te sê is, mense wat nog nie gaan bestudeer het wat die ander godsdienstige groepe sê en wat hulle van jou verlang en vereis nie. God weet ons is hulpeloos in ons sonde. Hy stuur sy seun. Hy bring vir ons lewe, hy bring vir ons vergifnis. En daarom kan ons praat van die evangelie as die blye boodskap. Die blye nuus aangaande Christus Jesus. Nie my kerkhof, my idee van die Bybel nie, maar aangaande Christus. Daarom sê die Bybel ook vir ons baie duidelik, as Christus verhoog word, dan trek hy mense na homself. En dit is presies waaroor die nagmaal gaan, wanneer ons terugdink aan die dood van Christus, die wonderlike genade wat Vader sy liefde aan ons kom bewys het, in sy seun Jesus Christus, sodat sondaars met hom versoen kan word. En dan is daar, vriende, so 'n paar verjaarsdae die week. Nou Gili Maree verjaar die 11de, en ek verstaan dis sy 70ste verjaarsdag, die 11de November. Hulle is daar in Okahania, hulle kom vanmôre by mekaar, daar by Gili hulle se huis ook, in sy afwesigheid sê ons vir hom, is hy nou afwesig of is hy teenwoordig, wat sal u sê? In sy teenwoordigheid daar, in sy afwesigheid hier, sê ons vir hom baie geluk. Gili, mag die Here vir jou baie ryklik seën. Ons het ook by hulle oorgebly vir 'n paar dae toe ons, ek dink dit was laas jaar in Namibië was. So ons sê vir hom baie geluk. En dan Rian Goosen is die 13de en Angeline Bonthuis, sy is daar in Walvis Bay, sy verjaar die 14de. En hulle is familie van mekaar, so ons sê vir haar ook baie geluk. Mag die Here vir haar ook in besonder baie ryklik seën. En dan vir ons laaste afkondiging is die bankbesonderhede. Baie dankie vir elkeen se getrouheid ook in hierdie saak. As ons terugkyk oor die jare wat die Here ons gemeente
in die lewe geroep het, dan eer ons hom vir sy getrouheid. Dankie vir elkeen van u wat gee vir die saak van die Here en ook vir die werk van die Here. En ons dank die Here dat hy in sy woord vir ons sê dat hy 'n blymoedige gewer liefhet. So wonderlik, ek is nou besig om deur die boek 2 Kronieke te werk. En selfs in die boek 2 Kronieke waar die koning op 'n stadium, dink is koning Heskia of Isai, gesê het dat die tempel weer herstel moes word, hoe die volk met 'n blymoedige hart gegee het en meer gegee het as wat nodig was. En ek dank die Here ook in hierdie gemeente dat u so ruimskoots gee en mag die Here vir u baie ryklik seën daarvoor. Ons gee vir die broeders net geleentheid om vir ons die offergawe op te neem. Baie dankie. Daar is altyd iets wat ek moet vergeet, so, en dan onthou ek daarom weer, voor ek met die preek begin. Onthou na afloop van die erediens is dit ons lidmaatskapklasse, dis die laaste klas dan, en dan gaan ons ook die tweede Bybelstudie net by u ontvang, en dan gaan ons die laaste bladsy wat hanteer, en so 'n bietjie kans gee vir vrae en antwoorde. So ons gaan net na die tyd bietjie vir ons koffie en tee daar buitekant kry, en dan sal ons dan die laaste lidmaatskapklas hanteer. Die voorstelling van die lidmate en dan ook die kerkraad gaan miskien bietjie uitgestel word. Daar's mense wat bietjie met vakansie weggaan, daar's mense wat nie hier kan wees nie. So ons gaan miskien alles in die nuwe jaar, vroeg in die nuwe jaar doen. So as u ons kan verdra en net vir ons 'n kans kan gee, sal ons dit baie waardeer. En dan wonder u miskien waarom u vanmôre so ver agter sit. Daar was gister 'n troue in hierdie saal gewees en vanmôre 6:00 is daar al begin gewees om stoele weer uit te dra van die ander kapel af hiernatoe, skoon te maak, uit te vee en uit te sorteer. So ons is dankbaar vir elkeen wat ook gehelp het daarmee. So dis hoekom julle agter sit en ek hier voor. So maar die boodskap hoop ek gaan agter by die laaste hou uitkom en ons vertrou die Here ook dat hy vir ons rustigheid sal gee en kalmte ten spyte van die omstandighede wat vanmôre so 'n bietjie abnormaal is, dat hy ons harte sal voorberei vir die waarheid van sy woord. Kom ons sit so en bid ons saam. Hemelse Vader, ons dank en ons eer U dat ons in die stilheid van hierdie kerkgebou, Here, die wonderlike voorreg het om U skepping daar buitekant te kan hoor en te kan weet God is in beheer. Here, U kan nooit U greep verloor op hierdie wêreld en sy gebeure en al die dinge wat om ons aangaan nie. U is die soewereine God wat weet wanneer wat moet gebeur, hoe dit moet gebeur, en dat U alles laat uitwerk volgens die raad van U wil. Soms is dit vir ons as mens moeilik om te verstaan, want Here, ons ken ten dele, ons kyk na dit wat gebeur, en ons vra soms vra in ons gemoed, want ons is mens, ons is sondig. Die Bybel sê vir ons van geboorte af, is ons kwaaddoeners. Die Bybel praat van dat ons leenaars is van die geboorte af. Die waarheid is nie in ons nie. Vader, daarom dank ek U dat U Christus gestuur het om ons as sondaars te red. En van die dag van ons redding is U besig met hierdie transformasie in ons lewens om ons meer te verander om te word soos ons Here Jesus Christus. Ons dank U vir die goeie werk wat U begin het. Ons dank U dat U hierdie goeie werk voortsit en ons dank U dat U hierdie goeie werk sal volëindig. Here, baie dankie dat U ook ons vanmôre op die paaie bewaar het. Ek het so vanmôre gebid ook vir ons gemeente en elkeen wat
hierheen ry, Here, dat U vir hulle sal bewaar. Ons paaie lyk glad nie goed nie. Here, ons sien hoe mense ry en ons dankie dat ons vanmôre veilig hier kan wees. Dis nie iets wat ons vanselfsprekend wil aanvaar nie, maar ons sien ook U goedheid hierin en ons loof en ons prys U naam. Ons bid vanmôre in besonder vir Eben en sy gesin. Ons dink aan sy ma en die omstandighede met sy pa. Ons kan vanmôre hierdie saak net aan U voete neerlê. Here, ons het nie lewe in ons hande nie, maar ons bid vanmôre vir hulle wat op pad is terug Pretoria toe, dat U vir hulle veilig daar sal aanbring, en dat U ook hierdie hele saak sal laat uitspeel, en ten goeie sal laat meewerk vir die wat U liefhet. Geef vir hulle troos, geef vir hulle krag en wysheid, en Here, ons weet nie, as U nog 'n plan met die oom se lewe het, dan sal ons hoor dat dit met hom beter gaan, en later sal dit goed gaan, en later sal hy ontslaan word. En daarom laat ons hierdie saak aan U voete neer, omdat ons beperk is in ons verstaan, en Here, nie die volgende oomblik weet nie, wil ons hulle as gesin aan U voete neerlê, en vra dat U wonderlike wil sal geskied, soos in die hemel, so ook op aarde. Vir ons wat vanmôre hier is, berei asseblief ons harte voor vir die waarheid van U woord, en mag elkeen wat inskakel, die waarheid van U woord aanhoor, mag U dit vir ons maklik maak om te luister, maar Here, ook 'n gewilligheid werk in ons harte om te doen, wat U vir ons in U woord opgeteken het. Ons bid hierdie ding in U naam, en ons bid dit met danksegginge. Amen. Ons gaan hierdie pragtige lied saam sing. O Heer, maak oop my hart se poort, maak my ontvanklik vir U woord, wat my U raad en wil verklaar, laat my die woord altyd bewaar. Daar is 3 verse, kom ons sing dit hartlik staande saam. Nou vriende, baie dankie vir daardie hartlike samesang. Ons eer die Here dat ons ook op hierdie manier ons harte kan voorberei vir die waarheid van sy woord. Nou, ons is vanmôre weer terug by die boek Genesis. Ons het so 'n bietjie in die boek Psalms vertoef, waar ons 'n bietjie gekyk het na sekere waarhede wat die Here vir ons in sy woord opgeteken het. Vanmôre is ons terug by die boek Genesis, en ek hoop u hou by dat ons hierdie waarhede ter harte kan neem en dit ook kan uitleef. Nou, ek het op 'n stadium agtergekom, as jy so in die oggende 'n boek lees, in die middag 'n ander boek, in die aand 'n ander boek, onthou jy amper beter. Ek het dit nou geleer by een van die teoloë wat gesê het, hy lees 3 verskillende boeke 'n dag. So onthou dit beter. Nou, ek hoop u onthou ook beter as ons 2 verskillende boeke in die Bybel hanteer, en dat u ook dan die waarhede so kan oordra aan ander. Ek dink so dikwels vir myself, dat onthou ons wat verlede week Sondag gepreek was. Het ons hierdie week bietjie moeite gedoen om terug te gaan na Psalm 48 en te kyk na die berg Sion in Jerusalem, wat die Here daarby bedoel en hoe dit van toepassing is op ons, wat lewe in die jaar 2025. Die psalmdigter sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Belangrik dat ons God se woord nie net Sondag sal hoor nie, is belangrik om dit te kom hoor, maar ook om dit te oordink. Hulle sê as 'n bees gras herkou, wat gebeur? Melk word na vore gebring, né? En hy sluk en al daai prosesse vind plaas, en die Here het dit so bepaal dat ons ook die woord moet herkou sodat ons vrug kan dra. 30, 60, 100
voudig vrug tot sy eer. So, vanmôre kom ons dan uit by hierdie baie besondere Genesis, die 20ste en 21ste hoofstuk. Ons gaan vanmôre praat oor die gedagte van God bly getrou. So as u sien, die teks van oordenking kom uit die Nuwe Testament, moet u nie dink ek het 'n fout gemaak nie. Ek dink die Nuwe Testamentiese teks verduidelik vir ons die Ou Testamentiese gebeure op 'n baie besondere manier. So kom ons hanteer 'n kort oorsig, dan sal u sien waar trek ons nou. Ons is besig met Abraham se lewe. U sal onthou, ons het vir u gesê dat die Here Abraham geroep het. Genesis 12 sê gou vir my, was Abraham se pa 'n afgodedienaar? Ja, het goed geluister, sy pa was 'n afgodedienaar. Die Here roep hom uit Ur van die Galdeërs en die Here stuur hom met 'n bepaalde taak en 'n bepaalde roeping. Abraham dan ook die vader van die gelowiges. Hy is die een uit wie die volk Israel gebore sou word, hierdie verbondsvolk van God. Ek het vir u baie duidelik gesê laasweek dat die Here Israel gekies het omdat hy wou. Hulle was nie besonder gewees nie, hulle was nie beter as die Filistyne en die Hetiete en die Jewiete en die Kanaaniete en almal nie. Hy het hulle gekies, hy sê omdat ek my liefde oor julle wou uitstort. En ek het vir u gesê, presies vandag is dit dieselfde. God kies ons tot redding. Hy wil sy liefde oor sy uitverkorenes uitstort. Daarom eer ons hom. En ek het gisterand by ons huisgodsdiens, het ek vir Ethel en Calvin gesê, dis waarom ons die Here eendag vir ewig sal loof en prys in die hemele. Omdat hy 'n goeie werk begin het. Hy het die inisiatief geneem om ons te red. Abraham het God nie gesoek nie, God het Abraham gesoek. En die Here het Abraham geroep, en die Here het Abraham gestuur, Genesis 12. Ons het verder gesien, Abraham in Egipte, jy onthou, hy het gevlug, daar was hongersnood en ongehoorsaamheid, hy vertrou nie op die Here nie, kom hy daar by Egipte, net voor hy daar by die poorte instap, sê hy vir Sarai, luister, jy het gedink, jy is my vrou, planne verander, jy is my sissie. En as vir u gesê, die leuen wat hy vertel het, en dan ook die verleentheid, wat Abraham in beland het. Genesis 15, die verbond tussen God en Abraham word bevestig, dat hy groot nageslag sal kry, 'n land in besit sal neem, en nasies sal uit sy lendene na vore kom. Genesis 16, die verkeerde raad wat gevolg was, onthou u vir Sarai, sy sê vir Abraham, ek het 'n goeie plan, die Here het seker vergeet van ons, ek gaan nie swanger word nie, ek is 'n ouerige vrou, so daar gaan nie 'n kind kom nie, hier's my slavin Hagar, kom ons help die Here. Kom ons help om hierdie plan ten uitvoer te bring. Miskien het hy 'n fout gemaak, toe hy vir my en vir jou saam gesit het, en ons vir u gesê, die hartseer gevolge tot vandag toe, by die geboorte van Ismael, en die gedagte, die Bybelse riglyne was die tweede boodskap in ons besluitneming. Moenie verkeerde raad volg nie. Toets altyd die raad aan die Bybel. As iemand vir u iets sê om te doen, en is lynreg teen die woord, dan is God se woord altyd reg, en die raad wat jy verkry is verkeerd. Genesis 18 het gegaan oor Abraham die bidder. U onthou het hy voorbidding gedoen vir Sodom en Gomorra. Die Here, as daar 50 regverdiges is, sal u die stad spaar, en toe 45 en toe 40 en toe spring hy somme in 10 en later vir die Here gesê, Here, u is die regverdige. En toe het ons gekyk, die laaste boodskappe wat ons hanteer het, sal u gereed wees wanneer die oordeel kom, en die sonde van Sodom en Gomorra wat ons hanteer het, die sonde van homoseksualisme, en ook gepraat oor die gedagte, wat moet ons as kerk, as liggaam van Christus se gesindheid wees teenoor hulle, wat vasgevang is in hierdie sonde van Sodom en Gomorra, en hoe kan ons ook hulle begelei in die waarheid van die woord. Vanmôre gaan ons bietjie met u praat oor God bly getrou. Dis amper soos déjà vu, ons gaan weer sien hoe Abraham presies dieselfde gedoen het as in Genesis 12. Dis asof ons wil teruggaan in ons gedagte na Genesis 12 en ons is tog nou vanmôre by Genesis 20. 25 jaar plus minus het nou verloop in hierdie roeping van Abraham tot waar ons vanmôre trek. En kom ons kyk wat gebeur en ons lees saam daar uit Genesis 20. Ons lees vers 1 tot 18. En Abraham het daarvandaan weggetrek na die suidland en gaan woon tussen Kades en Sur en in Gerar as vreemdeling vertoef. En Abraham het van Sara sy vrou gesê, sy is my suster. Toe laat Abimelech, die koning van Gerar, Sara haal. Maar God het in die nag by Abimelech gekom in 'n droom en vir hom gesê, kyk, jy sal sterwe ter wille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is 'n getroude vrou. Maar Abimelech het nog nie naby haar gekom nie, daarom het hy gevra, Here,
Sal hy ook 'n regverdige nasie ombring? Het hy my nie self gesê nie, sy is my suster? En sy het self ook gesê, hy is my broer. In die onskuld van my hart en in die reinheid van my hande het ek dit gedoen. Daarop antwoord God hom in die droom: ek weet ook dat jy dit in die onskuld van jou hart gedoen het. En ek self het jou daarvan teruggehou om nie teen my te sondig nie. Daarom het ek jou nie toegelaat om haar aan te raak nie. Nou vriende, mense het baie, jammer ek onderbreek die skriflesing, maar mense het baie te sê oor die soewereiniteit van God. Nou as u hierdie vers lees, en jy glo nie aan God se soewereiniteit, dat hy alles bepaal en beskik, dat hy sommige mense weerhou om sekere dinge te doen, ander mense toelaat om dinge te doen, dan weet ek nie, hoe lees jy die skrif nie. Die probleem wat die meeste kerke vandag het, is die God van die Bybel, is vir hulle nie aanvaarbaar nie. Luister, die meeste preke wat vandag gepreek sal word, sal nie 'n boodskap wees waar God reg afgeskilder word nie. Die meeste kerke vandag het 'n God uitgekap, wat volgens hulle tradisie, hulle oorleweringe, hulle verstaan van die skrif, werk en optree. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat die Here vir Abimelech sê, ek het jou weerhou van, om aan hierdie vrou te raak. Vers 7, nou sê die Here vir hom, gee dan nou die man se vrou terug, want hy is 'n profeet, en hy sal vir jou bid, dat jy kan lewe. Maar as jy haar nie teruggee nie, weet dat jy sekerlik sal sterwe, jy en almal wat aan jou behoort. Abimelech is toe die môre vroeg op, en het al sy dienaars geroep en die hele saak voor hulle ore vertel. Toe was die manne baie bang. En Abimelech het Abraham laat roep en hom gevra, wat het jy ons aangedoen? En wat het ek teen jou gesondig, dat jy oor my en my koninkryk 'n groot sonde gebring het? Dinge wat nie mag gebeur nie, het jy my aangedoen. Ek wil hê jy moet saam met my die prentjie sien. Ek dink Abraham het bloed rooi van skaamte geword. As jy nie skaam kry oor jou leuns, as jy uitgevang word, is daar iets fout in jou siel. Abraham word deur Abimelech geroep. Abimelech sê vir hom, luister, ek weet presies wat jy gedoen het. Wie het vir jou gesê? Moenie nou daaroor worry nie. Jy het vir my gelieg. Verder sê Abimelech vir Abraham, wat was jou bedoeling, dat jy dit gedoen het? Abraham antwoord, ek het gedink daar is regtig geen vrees vir God in hierdie plek nie, sodat hulle my oor my vrou sal doodmaak. En sy is ook werklik my suster, sy is my vader se dogter, maar nie my moeder se dogter nie, en sy het my vrou geword. En toe God my uit die huis van my vader laat omswerf het ek aan haar gesê, dit is die guns wat jy van jou kant aan my moet bewys. Op elke plek waar ons kom, moet jy van my sê, hy is my broer. Toe neem Abimelech kleinvee en beeste, ook slawe en slavinne, en gee dit aan Abraham, ook sy vrou Sara, het hy aan hom teruggegee. En Abimelech sê, daar lê die land voor jou oop, woon waar dit goed is in jou oë. En vir Sara sê hy, hier gee ek aan jou broer 1000 sikkel silwer, kyk, dit is vir jou 'n bedekking van die oë met betrekking tot elkeen wat by jou is, sodat jy in elke opsig regverdig is. Toe het Abraham tot God gebid, en God het Abimelech gesond gemaak, ook sy vrou en sy slavinne, sodat hulle kon baar. Want die Here het elke moederskoot van die huis van Abimelech geheel en al toegesluit, terwille van Sara, die vrou van Abraham. Genesis 21 vers 1 tot 5, en die Here het Sara besoek, soos hy beloof het. En die Here het aan Sara gedoen, soos hy gespreek het. Sara het bevrug geword en vir Abraham en sy ouderdom 'n seun gebaar, op die bepaalde tyd wat God genoem het. En Abraham het sy seun wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom gebaar het, Isak genoem. En Abraham het sy seun Isak besny toe hy 8 dae oud was, soos God hom beveel het. En Abraham was 100 jaar oud, toe sy seun Isak vir hom gebore is. Nou vriende, 'n besondere gedeelte, ek kan eintlik nog baie sê oor die gedeelte wat nie my preek vanmôre is nie. Dit is vir my verbasend as ek hierdie goed lees. Onthou u vir Abraham, toe Lot en sy kinders en almal weggevoer is deur die 5 konings, toe hulle die stad van Sodom en Gomorra ingeval het Abraham die 5 konings agterna gesit en sy broerskind Lot gered met sy vrou en al die besittings.
hier is hy kwansy's bang, toe hy by Abimelech aankom. Ek verstaan nie altyd alles nie, en ek gaan vanmôre sien, baie keer verstaan ons nie altyd mense se optredes nie. Daarom gaan ons vanmôre met u praat oor die gedagte hier uit 2 Timoteus 2 vers 13, as ons ontrou is, hy God bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Dis die tema van vanmôre, God bly getrou. As ons na Abraham se lewe kyk, verstaan ons nie altyd nie. As ek na my en jou lewe kyk, verstaan ek nie altyd nie. Maar vanmôre kom bemoedig ek jou met die gedagte, dat God bly getrou. Dis die een aan wie ons behoort, die ewige verbondsgod, die God van Abraham, Isak en Jakob. Nou toe ek hierdie week hierdie boodskap voorberei het ek daaraan gedink, vriende, en ek het al baie gepreek uit Genesis en uit baie ander boeke in die Bybel, en baie keer is dit boodskappe wat ek al gepreek het, wat ek weer van nuut af bekyk en sien wat die Here vir ons wil kom leer. En wat ek gesien het in hierdie gedeelte is, dat dit vir my amper ondenkbaar is, dat Abraham na 25 jaar, luister, na 25 jaar se wandel met God, waar hy God se genade, sy liefde, sy beskerming ervaar het, nog steeds dink, dat God ontrou sal wees aan sy beloftes, deur nie vir hom 'n seun en deur nie vir hom 'n land te gee nie. Na 25 jaar het Abraham nog nie besef dat God 'n waarmaker van sy woord is nie. Abraham beleef hoogtepunte in sy geestelike lewe by die altaar waar hy God aanbid, waar God die verbond met hom hernie, en dan vind ons hierdie laagtepunte in Abraham se lewe waar hy begin twyfel aan God se beloftes, waar hy verkeerde raad volg en waar hy blaatant eenvoudig sondig teenoor God en teenoor die hemele. Vriende, Abraham tree op tipies soos die mens in sy aard en in sy natuur optree. In plaas van om God en volle te vertrou en terug te kyk oor sy lewe en God se genade en sy getrouheid en sy versorging raak te sien, is hy besig om soos Jakob te skiem. Jy ken mos, dis 'n mooi Afrikaanse woord wat ons gebruik. Nee, jy skiem, jy's besig om so bietjie dinge te probeer stuur in 'n rigting dat dit wat jy graag wil hê, dan ook verkry sal word. Hy maak planne om sy eie lewe te red en gemaklik te maak. Dit terwyl God vir hom in sy woord gesê het, en deurdat God met hom gepraat het en hom gesê het, Abraham, hier is my beloftes, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Nou, jy moet onthou, vriende, dat die Here nie meer met ons praat soos hy met Abraham praat nie. Ek wil dit net as 'n voetnota vanmôre noem. Waarom praat die Here nie meer met ons soos hy met Abraham praat, of soos met Abimelech deur die droom gepraat het nie? Eenvoudig omdat ons die Bybel vandag het. Ons het die volmaakte kanon, die 66 boeke van die Bybel. Dit wat die Here gekommunikeer het aan sy mense in die Ou Testament en die Nuwe Testament, is vir ons neergepen sodat ons deur die werking van die Heilige Gees kan verstaan wat die Here vir ons in gedagte het. Ek sê onlangs vir iemand, dink julle dat die Heilige Gees die Bybel sal inspireer? Die Bybel sê die hele skrif is deur God ingegee. Dink ons dat die Here die Bybel sal inspireer deur sy Gees? En dan sal die Here op ander maniere vandag met ons praat, deur 'n profeet of deur een of ander snaakse ervaring of belewenis. Ek dink ons het nodig om te sien dat God se woord autoritêr is, en hierdie woord van die Here is die woord wat ons lewens verander en vernuwe, en ons lei op die weg van geregtigheid. So ons gaan vanmôre na 3 gedagtes kyk rondom Abraham se ontrouheid. Na 25 jaar doen Abraham presies wat hy gedoen het in Genesis 12. Hy vertel 'n leuen, hy probeer hierdie leuen so 'n bietjie inkleer deur te sê, maar sy's eintlik werklik my suster. Weet, ons het dieselfde pa, maar ons het nie dieselfde ma nie. So eintlik is sy my suster. Hy probeer nog verskoning maak vir sy sonde. En die Here moes hierdie saak baie duidelik in sy midde kom lê. Sarai is nie jou sussie nie. Sy het jou vrou geword. Nou sê baie mense, jak, die ou met jou suster trou. Dis skrikkelik. Luister, Kain het ook met sy sussie getrou, so net so te, as jy dit nie weet nie. Mag jy vandag met jou sussie trou? Nee. Hoekom nie? Want sy is jou sussie. En die Bybel sê vir ons in Levitikus 20 dat die Here die wette daar gestel het. Dat 'n seun nie meer met sy suster mag trou of 'n suster met haar broer mag trou nie. Daar is sekere familieverbintenisse wat die Here gesê het, jy mag nie daaroor gaan nie. Aan die begin het God dit toegelaat om die nasie te bou, om die wêreldbevolking te bou, en toe het die Here 'n wet in Levitikus 20 vasgestel wat ons nie mag
oorskry nie, ons mag hierdie wet van God nie verbreek nie. So net dat u kan weet, die Bybel is 'n boek van progressiewe openbaringe, daar sekere dinge wat die Here toegelaat het by sekere tye, en ons sien in Levitikus 20, dat die Here dan ook gesê het, dit is nou taboe, dat ons dit nie meer mag doen nie. Abraham trou met Sarai, en alhoewel hulle dieselfde vader gehad het, nie dieselfde moeder nie, het Sarai sy vrou geword, of Sarah sy vrou geword. En kom ons kyk na die 3 gedagtes vanmôre. Die eerste gedagte, Abraham se ontrouheid. Ons moet altyd wegval by die probleem. Die Bybel is wonderlik, hy skep vir ons die probleemsituasie, hy sê hoe mense optree in hierdie probleemsituasie, en dan gee die Here vir ons die oplossing, of dan ook die uitkoms, in sy getroue handelinge met ons. Vers 20, of hoofstuk 20 vers 2 sê, en Abraham het van Sarah sy vrou gesê, sy is my suster. Toe laat Abimelech die koning van Gerar Sarah haal. Nou, ek dink Sarah hier was 'n verskriklike mooi vrou. Want op hierdie ouderdom wat 'n koning haar nog vat na sy paleis toe, moes sy seker beeldskoon gewees het. Maar hy gaan haal haar en hy vat haar na sy paleis toe, vers 11. Nadat Abraham uitgevang is oor hierdie sonde van hom, lees ons in vers 11, en Abraham antwoord, dis nou vir die koning, en hy sê, ek het gedink, daar is regtig geen vrees vir God in hierdie plek nie, sodat hulle my oor my vrou sal doodmaak. So wie het eintlik gevrees hier? Abraham was die man wat gevrees het. Hy tree selfsugtig op. En toe God my uit die huis van my vader laat omswerf het, het ek aan haar gesê, dit is die guns wat jy van jou kant aan my moet bewys. Op elke plek waar ons kom, moet jy van my sê, hy is my broer. Het is geweldig as 'n mens daaraan dink dat hulle ooreengekom het om te sondig. Onthou, hou dit in die agterkop, want ons gaan nou 'n bietjie uitkom by nog 'n man en vrou wat ooreengekom het om te lieg. En wat met hulle gebeur het. Ons sal bietjie daaroor praat nou. Maar hier sien ons in Abraham se lewe vrees, ons sien leuns en ons sien selfsug. Hierdie goed gaan gewoonlik hand aan hand met mekaar. En u moet vanmôre sien uit Abraham se lewe dat u en ek net sowel Abraham kon wees. Ons het presies dieselfde sondige neigings, dieselfde sondige hart, dieselfde probleme. U sien, Abraham sukkel om God te glo. Terwyl God vir hom in Genesis 12, 15 en 17 gesê het, Abraham, ek sal jou lei, ek het jou geroep, ek sal jou lei en ek sal vir jou gee wat ek jou beloof het. Intussen tyd, in daardie 25 jaar was God besig om Abraham op die proef te stel, sy geloof te toets. Ons gaan volgende week kyk waar Abraham sy seun moes offer, hoe God verder sy geloof toets. Luister, die Here het nie aan die kruis gesterf vir my en jou gemak nie, maar vir ons heiligheid. En daarom het ons nodig om te sien dat die Here Abraham beproef het, want 'n geloof wat nie op die proef gestel kan word nie, is 'n geloof wat nie vertrou kan word nie. As jy vanmôre dink jy behoort aan die Here en dit moet altyd alles net goed verloop en alles moet net goed gaan met jou, dan is jy besig met 'n verkeerde godsdiens. Die Here is besig om ons te vorm sodat hy ons kan heilig en ons kan voorberei vir die hemelse heerlikheid. Vriende, ons sien hoe Abraham hier ooreenkom met Sarah, sê vir haar, luister, onthou, jy moet saam met my 'n leuen vertel ter wille van my veiligheid, ter wille van my behoud. Jy sien sy motivering in dit wat hy gedoen het was vrees. Hy het gevrees vir sy eie lewe, maar hy het nie gedink aan Sarah se lewe nie. Hierdie vrees vir sy eie lewe het hom op hierdie punt gebring dat hy self Sarah se veiligheid dan amper sê hy het nie omgegee daarvoor nie. Hy het haar lewe in gevaar gestel. Hy het net aan homself gedink en hy het God buite die prentjie en buite rekening gelaat. Soveel so dat Abraham in hierdie gedagtegang, in hierdie, kom ons gebruik weer die woord, in hierdie skema wat hy gehad het, net homself gesien het as die belangrikste, as die meer prominente persoon, en hy het nie gedink aan hierdie vrou, wat die Here hom gegee het, om dan ook vir haar te koester en haar veilig te hou nie. En ek het hier op my notas geskryf, ons sukkel maar net soos Abraham. Vriende, hoe dikwels vrees ons nie, en dan vertel ons leuns om ons eie bas te red. Luister vanmôre, ons tree dikwels selfsugtig op, wanneer ons in 'n hoek gedruk word, deur mense wat sekere vrae vir ons vra, dinge wat ons gedoen het of nie gedoen het nie, en ons lieg maklik, en ons lieg vinnig,
En ons dink dat God tevrede is met ons leuns. En ek wil vir u vanmôre sê, as ons dink aan hierdie gebeure in die boek Genesis 20, en ons kyk na ons eie lewe, het ons nodig om hand in eie boesem te slaan, en vir die Here te vra, Here, help my, sodat ek Bybels korrek sal optree, en nie verkeerd en in leuns en in boosheid sal optree, terwyl u die God van hemel en aarde my sien nie. Vriende, as ons kyk na Abraham se lewe, dan sien ons dat hy nie uniek was in sy sonde nie. Onthou u vir Jakob? Wat is sy bynaam? Bedrieër. Jakob die bedrieër. Is interessant dat daar baie min kinders se name is wat Jakob genoem word. Daar is van hulle, maar hulle is nie so volop soos Dawid of soos Abraham of soos Petrus of daai mense nie. Maar die gedagte net is, Jakob het sy eie pa bedrieg, vir hom gelieg. Is jy Esau? Ja, pa. Jou stem klink dan soos die van Jakob. Nee pa, jy's verkeerd. Jy's verkeerd, pa. Ek is eintlik Esau, en ons sien hoe hy sy pa bedrieg en hy lieg blaatant vir sy pa. Ons kyk later by Laban en ons sien Jakob met vrees in sy lewe doen hy sekere sondes en hy's ontrou aan die Here. Onthou jy Josef se broers? Daar in Genesis 45 tot 50, hulle dink ou Josef is dood. Hulle dink ou Josef is weg. Hulle vertel die pa en sê, luister, ons het hierdie kleed wat ons eintlik besprinkel het en met bloed van 'n dier amper half vol bloed gemaak het, stuur hulle hierdie kleed na die pa toe en sê, Josef, jou geliefde seun is dood. Later sien ons, toe hulle sonde uitkom, gaan hulle na Josef toe en sê, ons pa het voor sy dood gesê, jy moet tog nie die sonde wreek op die broers nie. Baie belangrik dat ons sal sien, Josef se broers het met leuns hulle self besig gehou om hulle self te probeer beskerm. Onthou u vir Dawid, die koning van Israel, 1 Samuel 21, onthou u waar hy met sy naels op die poort van Agis, die koning van Gerar, se deure gekrap het, die speeksel oor sy mond laat loop het, hy het hom kranksinnig gehou, hy lieg vir hulle om sy eie lewe te beskerm, so asof God nie vir Dawid beskerm en bewaar het tot op daardie tydstip nie. U sien, die groot probleem van ons lewe is wanneer vrees in ons lewe oorvat, dan begin ons irrasioneel dink. Die Bybel sê vir ons in Matteus 10:28, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Hoeveel keer het jy hierdie week gelieg omdat jy gevrees het? Sê vir my. Hoeveel keer het jy in hierdie week 'n leuen vertel, omdat jy miskien nagelaat het om 'n ding te doen, of as kind in die huis miskien jou huiswerk nie gedoen het nie, of jy het een of ander opdrag nie nagekom nie, of miskien by jou werksplek, of miskien iemand wat gebel het, en jy het besef, ek is nou in 'n hoek vasgeverf, nou moet ek lieg. En ek wil vir julle sê, vriende, daar's 'n ou spreekwoord wat sê, if you don't lie, you don't have to remember. As jy nie lieg nie, hoef jy nie heeltyd onthou wat jy gesê het nie. Ek praat baie keer met mense, hulle lieg so blaatant, dat ek vir my vrou gesê het, ek gaan vir my 'n tattoo kry. Ek het besluit, ek gaan soos Joyce Meyer vir my ook 'n tattoo kry. Maar ek gaan hom op my voorkop sit. En as mense vir jou klomp leuns vertel, wil ek hom net so optel, dan moet daar staan, dink julle, ek is stupid. Mense lieg so. Hulle vertel jou vandag hierdie storie, en môre is dit 100% 'n ander storie, en hulle glo hulle self, want jy sien, baie keer is hulle nie gered nie, maar baie keer is dit mense, kinders van die Here, wat uit vrees hierdie sonde doen. Ek onthou in een van my gemeentes praat ek oor die gedagte van leuns, en ek vra die gemeente, is dit ooit geoorloof om 'n leuen te vertel? Wat sal u sê? Meeste het ook daar die oggend in die gemeente gesê nee, en 'n ander tannie sê ja. Ek sê vir tannie, ek sal later met jou bietjie praat oor die storie, en sy vertel vir my, sy was 'n opsigter gewees by 'n woonstelblok. En die eienaar van die woonstelblok het vir haar die woonstel gratis gegee as opsigter, maar sy moes as sekere mense, sekere kleermense aansoek gedoen het by die woonstel, moes sy vir hulle gesê het, al die woonstelle is vol. Dit moes sy vir hulle gesê het. Sy sê vir my, luister, om my werk te behou en my blyplek te behou, het ek nodig om hierdie leuen te vertel, en kon ek haar begelei het uit die woord van die Here. Hoe om hierdie saak Bybels te hanteer,
dat sy nie uit vrees 'n leuen sal vertel dat sy haar blyplek en haar werk sal verloor nie. Luister, 'n leuen is nooit geoorloof om te vertel nie. Hoor wat sê die Bybel vir ons daar in Genesis 12 vers 2, Jesaja 12 vers 2. Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. U sien, Abraham vrees koning Abimelech meer as wat hy God vrees. Tog het God hom op 'n besondere manier aan Abraham geopenbaar, en Abraham styer toe die vrees hom oorweldig, en hy sê vir Sara, lieg saam met my, vertel saam met my 'n leuen, terwyl die Bybel vir ons duidelik sê, ons kan op die Here vertrou. Wat ook al jou situasie, by die werk, by jou huis, waar ook al, vertrou op die Here dat hy vir jou 'n uitkoms sal gee, en dat jy nie hoef te lieg, en later, soos Abraham uitgevang word, en dan moet 'n rooi gesig sit, en jou getuienis skade doen, en jou lewe vernietig nie. Die Here sê vir ons in Jesaja 50 vers 10, wie is daar onder julle wat die Here vrees, wat na die stem van sy knegt luister, wat in die duisternisse wandel en geen ligstraal sien nie? Laat hy vertrou op die naam van die Here en steun op sy God. Vrees moet ons nie so verblind, dat ons dinge doen, wat lynreg teen God se woord is nie. Mense dink om 'n leuen te vertel is maar net, ag, ek het nou 'n leuen vertel, hoe kes, niemand het seer gekry daardeur nie. As u vanmôre net hoor wat ek nou sê, dan het u genoeg gehoor van die preek. Christus is aan die kruis verbrysel vir jou en my leuns. Hy het gesterf aan die kruis vir jou en my leuns. Daarom is leuns 'n verskriklike sonde, want Christus is verbrysel. Hy is aan die kruis vasgenaal vir my en jou leuns. En dan sê die Bybel vir ons in Johannes 8:44 dat die duiwel die vader van die leuns is. Wanneer ons kan kies by leuns, het sy deur vrees of wat ook al gemotiveer, openbaar ons meer die karakter van Satan as die karakter van Christus. As jy vanmôre ongemaklik raak oor u lewe van leuns, is ek bitter dankbaar. Want dan kan u kom by die bron van waarheid, Jesus Christus. Ek het vir u gesê, baie mense vertel leuns, en as jou lewe gekenmerk word deur leuns, is jy heel moontlik nie 'n kind van die Here nie. As daar van tyd tot tyd leuns in jou lewe is, het jy nodig om jou lewe voor die Here te ondersoek. Waarom? Want ons sien dat kinders van die Here ook leuns kan vertel. Soos in die geval van Abraham, toe vrees hom gedryf het om 'n leuen te vertel. Jesaja 51:7 sê, luister na my julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart my wet is. Wees nie bevrees vir die smaad van mense en die skrik nie, vir hulle skimptaal nie. Ek is dit wat julle troos. Wie is jy? Dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe en vir die mense kind wat oorgegee word soos gras. Dat jy vergeet die Here wat jou gemaak het, wat die hemel uitgesprei en die aarde gegrond het. Dat jy gedurig deur die hele dag bewe vir die grimmigheid van die verdrukker as hy dit daarop toelê om te verwoes. Waar is dan die grimmigheid van die verdrukker? Kan u agterkom wat die Bybel vir ons wil leer? Abraham is banger vir Abimelech as vir die God wat Abimelech geskaap het. Luister, vrees vriende, dryf ons baie keer om dinge te doen waaroor ons later geweldig spyt is. Maar die volgende ding wat ons sien, Abraham se vrees het oorgegaan na leuns. Terwyl die Bybel vir ons sê in Sagaria 8:16, dit is die dinge wat julle moet doen. Spreek die waarheid met mekaar, beoefen waarheid en 'n regspraak van vrede in julle poorte. As jy agterkom jou man hou aan vir jou lieg, gaan jy hom vertrou? Jou vrou hou aan vir jou lieg, jou kind hou aan vir jou lieg, sal jy hom kan vertrou? Nee. Dink by jou werkgewer. Wanneer jy by hom kom en hy vang jou uit dat jy leuns vertel, miskien familie of vriende wat vir jou leuns vertel, daar is 'n vertrouensband wat geskend word en geskaad word, en daarom wil ek vir u sê, pas op vir die leuns. Wat moet ons doen? Spreek die waarheid met mekaar. As iemand jou iets vra, vertel hulle eenvoudig die waarheid. Het jy dit gedoen? Ek het vergeet. Ek is jammer. Jy vergeet altyd. Ok, fyn.
Maar in plaas van om nou te lieg en te sê, ek het dit gedoen, en later kom jy agter, of word die waarheid geopenbaar en jou leuen kom na vore, sal die gevolge baie erger wees as om te erken. Daarom spreek die waarheid met mekaar. Efesiërs 4:25. Lê die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Luister gou, ek gee nie om wie sê vanmôre nie. As daar 'n situasie oor jou pad kom, is die eerste gedagte om te lieg. Hoor wat ek jou sê, ek gee nie om hoe lank jy die pad met die Here stap nie. Abraham stap 25 jaar die pad met die Here. En toe die geleentheid hom voordoen en vrees sy hart aangryp, toe lieg hy maklik. En wat hoor nou? Hy dink sy leuen gaan nie openbaar word nie. Die meeste van ons vertel leuns en ons dink, niemand gaan daarvan uitvind nie. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, lê die leuen af. Elke keer wanneer jy by hierdie kruispad kom, moet ek die waarheid praat of gaan ek lieg om te sê, Here, ek is 'n nuwe skepsel in U. Ek het geleer uit Abraham se lewe, ek het gesien die gevolge van sonde. Here, ek vra U dat U my sal help om die waarheid te praat. Kolossense 3:9 sê, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het, julle met die nuwe mens bekleed wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. As my kinders vir my gelieg het, hulle daai pak sla nooit vergeet nie. Nooit nie. Dis ingegraveer. En u kan nou maar self dink, waar? Want waarom? As jy lieg, kan jy steel. As jy steel, kan jy moor. En dis die probleem in ons tyd. Ons sit met 'n regering, hulle lieg so, hulle glo hulle self al. En die volk kyk na hulle en sê, maar hulle kom weg met hulle leuen, so kom ons lieg ook. En die volk lieg, en die kinders lieg in die skool, en hulle lieg by die huis, en hulle vertel een leuen op die ander, soveel so dat hulle naderhand, hulle self glo in die leuns wat hulle vertel. God haat leuns. Daarom is belangrik dat ons sal sien. Die laaste ding wat ons oor wil praat, by punt 1, so voor jy opgewonde raak, by punt 1, is die kwessie van die selfsug van Abraham. Selfsug of leuns word gemotiveer deur selfsug. Ek gaan nie myself blootstel nie, ek gaan nie myself op die verskoonde Engelse uitdrukking op die spot plaas nie. Ek gaan lieg en ek gaan probeer wegkom om hierdie tydelike verligting te kry. Hoor dit sê die Bybel vir ons baie duidelik, moenie iets doen uit selfsug nie. Het jy al gedink daaraan, Abraham gee sy vrou, die vrou wat die beloofde kind sal baar, gee hy nou al vir 2 konings weg. Somme maar net, hier sê, vat al. Luister, as 'n ander man my vrou druk, is ek al klaar boos. So net vir u wat dink om haar te druk. Ek is al klaar boos. Dis my vrou, los haar. Abraham se selfsug dryf hom so ver, dat hy sy vrou weggee. Gaan dan aan die koning van Egipte toe. Dit kan beteken dat daar gemeenskap dat die koning van Egipte gemeenskap met Sara sou gehad het. Die koning Abimelech gemeenskap het daar sou gehad het. Dit pla nie vir Abraham nie. Sy selfsug motiveer hom om hierdie boosheid te doen. Dan wil ek vir jou sê, maak seker dat jy nie selfsugtig is in jou lewe en dat vrees en leuns jou lewe domineer nie. Die Bybel sê vir ons in Jakobus 3, jy moet tog hierdie verse probeer memoriseer. Vers 13 tot 17 wat sê, wees wys en verstandig onder julle. Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Wat is hierdie werke? Ons gaan nou sien wat die Bybel vir ons leer. As julle bittere afguns en selfsug in julle harte het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Die wysheid van bo wat van bo kom, verskoon, dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels. Want waar afguns en selfsug is, hoor nou, daar is wanorde en gemeene dade. Ek dink dit is gemeen van Abraham gewees, om sy vrou so bloot te stel. Hoeveel keer het ons vrou en kinders al blootgestel? Of ons man en kinders deur leuns? Goed wat ons gesê het. Ons self probeer spaar deur die skuld te plaas op 'n ander een, of 'n leuen te vertel. Die wysheid van bo aan die ander kant is rein, vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins.
Belangrik dat ons hierdie groot waarheid sal sien. Abraham in sy ontrouheid vertel 'n leuen. Waarom vrees motiveer hom? Hy vertel 'n leuen en hy tree selfsugtig op, soveel so dat sy vrou blootgestel word. Die volgende gedagte, God se tug. Nou as u saam met my hierdie gedeelte gelees het, sou u gesê het, maar hierdie het nie baie na tug gelyk nie, want hy het sommer geskenke gekry vir sy leuen. Maar kom ek vertel u wat gebeur en hoe die Bybel vir ons, die God van die Bybel, baie mooi verklaar in die hantering van Abraham, die vader van die gelowiges. Hoor dit staan in Genesis 20 vers 3. God het in die nag by Abimelech gekom en 'n droom het vir hom gesê, kyk, jy sal sterwe ter wille van die vrou wat jy laat haal het. Want sy is 'n getroude vrou. En vers 8 sê Abimelech is toe die môre vroeg op en al sy dienaars, hy het hulle geroep en die saak voor hulle ore vertel. Toe was die manne bang, want daar was vrees vir God in hierdie plek. En Abimelech het Abraham laat roep en vir hom gevra, wat het jy ons aangedoen? Nou wil ek hê jy moet die scenario sien. Hier staan Abimelech met sy raadsmanne, hulle laat roep vir Abraham, hier kom Abraham alleen, want waar is Sarah? Sy is in die paleis van Abimelech. En hier staan hy voor hierdie raadsmanne. En Abimelech vra vir Abraham, wat het jy gedoen? Nou sien ek vir Abraham, waarvan praat jy? Ek het niks gedoen nie, ek bly net hier so, ek is honger en ek het net, wat het jy gedoen? En die Bybel sê vir ons, wat het ons teen jou gesondig, dat jy oor my en my koninkryk sonde gebring het? Dinge wat nie mag gebeur nie, het jy my aangedoen. Verder sê Abimelech vir Abraham, wat was jou bedoeling met dit? Ek weet nie of Abraham gehakel en gestotter op daai stadium nie, maar ek sou. Hy weet nie wat om te sê nie. Was jy al uitgevang oor jou leuns? Het jy al voor iemand gestaan, man of vrou? Het jy al as kind voor jou pa gestaan of onderwyser en hy het jou uitgevang? Watter skande het Abraham gebring oor sy getuienis? Hy behoort aan die God van Abraham, Isak en Jakob. Hierdie God moes tussen beide getree het om vir Abimelech te sê, los Abraham se vrou uit. Hierdie goddelose koning in die oë van Abraham roep vir Abraham en sê vir hom, wat het jy gedoen? Verduidelik jouself. Jy het my en my koninkryk in hierdie ellende gedompel. Waarom het jy dit gedoen? Wat was jou motivering? Wat was agter alles gewees? En Abraham vertel van die vrees wat hom gedryf het en dat hy ooreengekom het met sy vrou Sarah. En ek het daaraan gedink toe ek hierdie boodskap voorberei het. Onthou jy vir Ananias en Safira? God het hulle doodgemaak oor hulle leuns. God spaar Abraham. Hoekom? Ek het die antwoord gekry. Ek hoor? Deuteronomium 29:29. Waarom sit jy en ek vanmôre nog hier? Want ek en jy het al gelieg. Waarom het die Here ons nie onmiddellik laat dood neerslaan soos vir Ananias en Safira nie? Ek weet nie, ek kan nie vir u verduidelik nie. Ek kan nie vir u verklaar nie. Maar wat ek vir u kan sê is dat Abraham nie ongeskonde ander kant uitgekom het nie. Hy staan in die verleentheid voor Abimelech en sy raadgewers. En hoor gou wat gebeur. Hy moes vir hulle gebid het. Ek sou my vrek geskaam het. As ek deur hierdie koning oor die kole gehaal is oor my leuen, en nou moet ek nog vir hom bid, dat hy gesond moet word. Wat probeer ek vir u sê? Die Here probeer vir Abraham leer, dat 'n kind van God het 'n ander karakter. 'n Kind van God het 'n ander uitkyk op die lewe. 'n Kind van God vertrou die Here voor hy mense vrees. En die Here stuur Abraham deur hierdie verleentheid, om vir Abraham te leer om op hom te vertrou. Dat Abraham nie in hierdie sonde sal bly voortgaan nie. Dis die laaste keer dat ons lees dat Abraham gelieg het. Ek dink hier het hy sy les geleer. Ek dink die verleentheid was vir hom van so aard dat hy van daar af geleef het om die Here so te verheerlik. U sal sien volgende week waar hy sy seun Isak gaan offer het. Hoe die Here ook 'n verandering in sy hart gebring het. Maar wil ek vanmôre vir u sê as kind van die Here. Die Here sê in Hebreërs 12 vers 3 tot 13. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraad, sodat julle nie in julle siele vermoeid word en verslap nie. Julle het nog net in bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek, my seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie.
en beswyk nie as hy deur die Here bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. As jy in 'n patroon van leuns lewe, en God se tug is nie oor jou lewe nie, moet jy jouself die vraag afvra, is ek 'n kind van God? Vers 9 verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad, moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy het tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Waarom het die Here Abraham deur hierdie verleentheid gestuur? Waarom moes 'n heidense koning hom bestraf het? Waarom moes hy verduidelik het waarom hy gedoen het wat hy gedoen het? Want die Here wou vir Abraham 'n les geleer het. Die verleentheid waardeur Abraham moes gaan, was vir hom 'n waarskuwing, moenie in dieselfde sondepatroon bly val nie. Want u sien, God se tug raak al hoe meer intens soos die tyd aangaan, soos die Bybel ook vir ons leer. Die Bybel sê nou lyk elke tugtiging of die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knie weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Ek het gedink daaraan hierdie week, watse vorme van tug pas die Here toe op sy kinders? As ons kyk, 'n pa as sy kind tugtig, baie keer is dit die beld. Richard hulle het daar so 'n plankie met so 'n tipe van 'n leerbeltjie vooraan, en die ding se naam is hou koers. En as hulle vir Jana Lee sê, gaan halve hou koers, dan knyp sy daar ou klein boutjies vas, want sy weet, sy gaan getugtig word. Hoekom? Want sy moet koers hou in die lewe. So tug is verskillend. Ander kere word voordele weggevat. Ek dink by myself, as sy 'n tienerdogtertjie is, word die selfoon seker weggevat of een of ander ding gedoen. Maar hoe tug die Here ons? God tug ons dikwels, vriende, in die eerste plek deur erge skuldgevoelens. As jy lieg en daar's nie 'n skuldgevoel nie, moet jy vir jouself vra, is ek werklik God se kind? Dikwels tug die Here ons deur restituisie wat ons moet gaan doen, deur reg te maak wat ons verbrou het, deur 'n leuen wat ons vertel het. Baie keer deur die verleentheid waar ons uitgevang is oor ons leuns, waar ons miskien verliese ly aan inkomste of miskien besittings. Ander kere onvrede in my siel, 'n diepe seer, 'n fisiese siekte of een of ander ding wat met my gebeur, selfs die dood kan in my lewe plaasvind. Die Here kan my laat sterwe as ek in my sonde bly voortlewe. Daarom is het belangrik dat ons hierdie waarheid sal sien, dat die Here net sonde laat verbygaan nie. Dis nie sommer maar net, ag ons vee dit onder die mat in nie. Dis noodsaaklik om te sien dat die Here tug bring, en hierdie tug bring verleentheid, dit bring hierdie erge gemoedstoestand by ons, en selfs verliese, waar ons later moet gaan regmaak, waar ons verbrou het, of verkeerd gedoen het. Die laaste gedagte is, die kersie op die koek van ons boodskap, is die hoogtepunt. Alles draai nou van Abraham na die God van Abraham, waarby ons vanmôre wil stilstaan. God se getrouheid en sy genade. 25 jaar gaan verby, Abraham lieg vir die koning van Egipte, hy lieg vir Abimelech, Abraham het by Hagar 'n kind verwek, en ons dink by onsself, maar Jesus, wil die Here nie klaar kry met Abraham nie? Wil hy nie vir hom iemand anders te roep en klaar kry, iemand wat ten minste koers kan hou nie? Iemand wat ten minste getrou kan wees nie? Voor en ek te vinnig vir Abraham oordeel, sit hand in eie boesem en kyk of jy nie melaats uitkom nie. Die feit dat ek en jy vanmôre nog hier is dieselfde getrouheid wat God aan Abraham bewys het, wat hy ook aan my en jou bewys. Daarom het ons Genesis 21 gelees, vers 1, na hierdie leuen van Abraham, het die Here hom nie voor sy voet weggevee en gesê, luister, ek stel nie meer belang in jou nie, ek sal vir my ander man roep, uit wie my volk gebore sal word nie. Die Bybel sê, en die Here het Sara besoek soos
hy beloof het. En die Here het aan Sara gedoen soos hy gespreek het. Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. Ek wonder toe Abraham vir ou klein Isak sien, of al hierdie flitse nie deur sy kop gegaan het nie. Al sy leuns, sy ontrouheid, sy schemes wat hy gehad het, planne wat hy self gemaak het nie. Hier is die kind van die belofte, ek hou hom vas. Sara 90, ek amper 100, ons het vir ou klein Isak. En ek dink by myself dikwels, nadat ons gesondig het, en God bewys genade aan ons, is daar nie by jou dikwels hartseer, en pyn en droefheid, dat jy hierdie God van die Bybel teleurgestel het nie. Dit bring ons by ons teks van oordenking. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Wat bedoel hier die vers? Ek het bietjie gaan lees wat Dr. Walvoort en Zak sê in hulle Bible Knowledge Commentary, en hy skryf, Christ cannot disown himself. Therefore he will not deny even unprofitable members of his own body. True children of God cannot become something other than children, even when disobedient and weak. Christ's faithfulness to Christians is not contingent on their faithfulness to him. Luister vanmôre. Dis nie jy wat vashou aan die Here nie. Dis hy wat jou by die hand geroep het en gesê het jy's myne. As dit van ons afgehang het, was ek lankal verlore in God se oordeel, in God se hel. Hy bly getrou. Jy kan nie minder of meer kind van God word nie. Ja, as jy ongehoorsaam is, sal God die tug bring, maar luister vanmôre, dit is die boodskap van hoop. Abraham het nie minder of meer kind van God geword nie. Hy het God se kind gebly. Deur die verleentheid gegaan van sy leuns, maar God se getrouheid gesien in dit alles. Ek sê dikwels vir mense, dat Gerard, ons oudste, Regard ons middelseun en Kalfyn ons jongste, het ons kinders geword deur die geboorte. Het hulle ons al teleurgestel in die jare wat hulle groot geword het? Baie. Het hulle ooit vir my kom vra, pa, maak my asseblief jou kind, want ek het jou teleurgestel? Nooit! Hulle is my kind. Daar is definitief trekke tussen my en Ethel, en baie keer sê hulle hoe ouer Gerard word, hoe meer lyk hy soos sy pa. Nog nooit het hy my gevra in jare wat hy my teleurgestel het, en ek my pa hulle teleurgestel het. Pa, maak my jou kind nie, nee. Pa, vergewe my, ek het verkeerd gedoen as jou kind. Dis die beginsel wat die Here vir ons wil deurgee. Dis die les wat die Here vir Abraham kom leer het, dat God getrou bly. Filippense 1:6, die wonderlike waarborg, omdat ek juis hierop vertrou dat hy, dit is God, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Filippense 2:13, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Hy begin 'n goeie werk, hy kom haal my uit die duisternis, hy bring my in sy wonderbare lig, hy bring my oor van die koninkryk van Satan, ek word deel van sy koninkryk. Ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, sê Petrus vir ons. En daarom met die goeie werk wat die Here begin het, sal hy volëindig. Johannes 10:28, ek gee hulle, sê die Here, die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Weet jy waarom het die Here al die hartseer verhale van die Bybelse helde vir ons opgeteken? Die feit dat Adam en Eva ontrou was aan hom, die feit dat Noag dronk geword het, die feit dat Abraham gelieg het, die feit dat Petrus Jesus verloon het. Waarom? Dat ek en jy hoop en moed kan skep, dat die Here ook ons sal bewaar en ons veilig in sy heerlikheid sal aanbring. Dis nie vir ons 'n resep om te sondig nie. Dawid se sonde is nie vir ons 'n resep en vir ons 'n voorbeeld om na te volg nie. Inteendeel, gaan lees die berou, die hartseer, maar die gedagte wat elke keer na vore kom, God bly getrou. Hy sal sy kinders nie van hom wegwerp nie.
Psalm 138 vers 8, die Here sal dit vir my voleindig. U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid. Laat nie vaar die werke van u hande nie. Ek kyk baie keer na hierdie charismatiese kerke waar hulle hardloop in die kerk en treintjie maak en hulle lag en hulle dop om en hulle praat in vreemde taal en dink myself, wat 'n klomp chaos. As ek hierdie beloftes in God se woord raak sien, dan kom daar 'n dankbare aanbidding in my siel. En dis godsdiens. Om God se beloftes te hoor en te weet, hy is die waarmaker van sy woord. Die kerk is nie 'n plek waar ons mekaar vermaak nie. Die kerk is 'n plek waar siek mense inkom om die behandeling van God se woord te ontvang. Dis die beste antibiotika wat vir jou gegee kan word om jou siel te versterk, die kwaad te werk en jou te bring by 'n punt waar jy God dien in gees en in waarheid. 1 Tessalonisense 5:23 en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep, is getrou. Hy sal dit ook doen. Die Here sal jou veilig in sy heerlikheid aanbring, al kos dit tug en verleentheid en hartseer en pyn in die tye waar jy sondig en opstaan teenoor die Here. Vir u wat die beradingskursus doen, sal vir Dr. J. Adams ken, oor 100 boeke geskryf, staan bekend as die vader van Noetetiese berading of Bybelse berading, en hy skryf, hy sê, God's grace is always greater than all our sin. Not only to help us overcome it, but also in order to enable us and others to learn valuable truths from it. He is in the business of turning tragedies into triumphs. Abraham stap weg by Abimelech met 'n rooi gesig. Wonder toe hy weggestap het of hy by homself gedink het, Abraham, jy moes nou bid vir 'n heidense koning, terwyl jy die geroepe gesand, die profeet van God is. God slaan hom nie daar dood neer nie. Die volgende hoofstuk lees ons van die kind wat gebore is. En God kom leer vir Abraham, al is jy ontrou, ek bly getrou. As jy vanmôre miskien hier sit en by jouself dink, maar dis 'n lekker godsdiens hierdie. Net die Here aanneem, dan kan ek maak wat ek wil, dan mis jy die punt. Ek sluit af met die laaste verse. Jy sien, ons het vanoggend gekyk na God bly getrou, Abraham se ontrouheid. Vrees, leuns en selfsug was sy motivering in plaas van geloof, 'n vaste vertroue in God. God se tug, 'n heidense koning, moes hom berisp, hy moes voor almal erken wat sy sonde is. Hy moes vir hulle gebid het. En die Bybel sê vir ons, God se getrouheid en genade staan uit. Nou sê die Here vir ons in die Nuwe Testament, my kinders, as jy vanmôre 'n kind van God is, sal daar in jou siel iets gebeur as jy hierdie woorde hoor. My kinders. Ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. Dis waarom God vir Abraham geroep het, waarom die Here my en jou gered het. My kinders, ek skryf hierdie dinge dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons te voorspraak by die Vader Jesus Christus, die regverdige. Hy is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. U sien, vriende, as ek waarlik God se kind is, om liefhet en dien, beteken dit nie dat ek nooit sal sondig nie. Wat dit beteken is dat wanneer ek gesondig het, in die swakheid van my vlees, wanneer ek nie gewaak en gebid het nie, ek opnuut sal soek en haastig sal wees om my verhouding met God te herstel. Alles ons ontrou, hy bly getrou. En ek vertrou dat u vanmôre deur hierdie boodskap bemoedig sal word, om na die Here te vlug en nie van hom weg te vlug, wanneer u gesondig het. U gaan maak reg wat u verkeerd gedoen het. Herstel u verhouding met die Here en met ander mense. En vertrou die Here om jou veilig in sy heerlikheid aan te bring. Want hy wat jou geroep het, is getrou. Hy sal homself nie verloor nie. Kom ons bid saam. Vader, ons bid vir groot wysheid en insig en genade, dat ons in hierdie saak eerbaar sal handel voor u. Here, help vir ons om uit Abraham se lewe te leer, maar bo alles ons te verheug in die God van Abraham,
in die God van Isak en die God van Jakob. Leer ons dat om opreg voor U te wandel is 'n baie beter lewe as om te skiem en ons eie dinge te probeer in 'n rigting stuur waar dit vir ons beter sal wees of sal help. Help ons, Here, om in hierdie saak eerbaar en heilig voor U te lewe. Bewaar ons van leuns, bewaar ons van vrees en selfsug. Leer ons, Here, dat sonde het gevolge, maar skenk ook genade dat ons altyd sal vlug na die kruis. Want deur te sien op die kruis is daar lewe en heil. Is daar lewe vir jou en vir my. Sien gelowig op hom word gereinig en leef, want verlossing bied Jesus jou vry. Vader, verheerlik U self deur die Seun in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Nou vriende, ons gaan hierdie pragtige lied sing. Ons gaan net die eerste vers sing. Ek sal graag al die verse wou gesing het, maar terwille van die tyd gaan ons net die eerste vers sing, gaan lees die ander verse as jy by die huis kom, en dan gaan ons die seën uitspreek, dan gaan kry jy vir U koffie en tee, dan kom U terug, dan gaan ons die laaste sessie hanteer vir die lidmaatskap voorstellingsklasse. Kom ons staan, dan sing ons die liedjie. Wanneer ontvang die seën van die Here, dan gaan hy in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die troopsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, tot ons Here Jesus Christus weer sal kom.